Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy ons deur nog 'n onbekende nag gedra het en dat hy vir ons vanmôre vars verkook en nuut laat opstaan het. Gebed van my hart is dat u en ek in hierdie dag 'n lewende getuie vir die Here sal wees in hierdie krom en verdraaide geslag, so skynende ligte in die donker wêreld, soos ons gister ook gehoor het. Mag u en ek genade vind dat die blydskap van die Here ons beskutting sal wees en dat ons so sal lewe dat ander na ons Here Jesus getrek sal word. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat hier uit Johannes 17 oor die hoëpriesterlike gebed van die Here Jesus, staan ook bekend as die gebed van Jesus vir sy disippels. En wil ek wegval deur vir u te sê, vriende, dat hierdie gebed nie net vir Jesus se apostels was nie, vir sy disippels nie, maar ook vir my en vir jou. Vers 20 van Johannes 17 sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie. Dis ek bid nie net vir my disippels alleen, vir my apostels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Nou vriende, elke weergeborene is hulle wat die woord gehoorsaam het wat die apostels verkondig het. Gaan lees maar die Nuwe Testament. Die Here gee die opdrag aan die apostels om die evangelie te gaan verkondig. Hulle ontvang die Heilige Gees en die toerusting van die Heilige Gees daar in Handelinge 2 en hulle begin die evangelie verkondig en 3000 kom tot bekering en later 2000 gemeentes word gevestig en geplant en so die evangelie oor die wêreld heen versprei. En u en ek is die mense wat hierdie waarheid ter harte kon neem. God het ons harte verlig en soos die Bybel sê, soos hy Lydia se hart geopen het vir die waarheid, het hy ons hart geopen vir die waarheid en ons pluk die direkte vrug van hierdie gehoorsaamheid van die apostels. So hierdie gebed is ook op my en jou van toepassing as u vanmôre weergebore is, as u kind van God is, as u oorgebring is uit die duisternis na God se wonderbare lig, as u vanmôre weet my sondes vergewe en ek behoort aan die Here Jesus Christus. Nou Jesus kom en hy bid in hierdie gebed baie dinge vir sy kerk en vir sy kinders. Maar die vers wat ek vanmôre wil uitlig is die gedagte in vers 15. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Vriende, hierdie is 'n baie belangrike aspek wat u en ek op moet lem lê vanmôre. Ons moet aandag gee daaraan. Want u sien, die meeste van die kinders van die Here wil nie op hierdie aarde wees nie. Dit lyk vir my asof hulle dink dat die Here hulle hier kom neergooi het en kwessie van met al hulle elende en hulle laste en hulle sorge, maar sê swem Jannie swem en ek hoop maar jy kom veilig ander kant uit nie. Dis glad nie die gedagte van ons Here Jesus nie. Hy sê in sy woord, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. So wat bedoel die Bybel as die Here sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie? Eenvoudig vriende, die Here het my en jou vir 'n bepaalde doel en 'n rede hier geplaas. Jy's vanmôre nie op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde tyd, in verkeerde omstandighede en as alles net verander sal jou lewe beter wees nie. Nee, die martelaar is vanmôre op die plek waar God hom geplaas het. Die man of vrou miskien in 'n ongelukkige huwelik is waar God hulle geplaas het. Miskien by jou werksplek waar jy hartseer of pyn of miskien vreugde of blydskap beleef, dis waar God jou geplaas het. En daarom vriende moet ons nou in hierdie interim tyd, hierdie voorbereidingstydperk voor ons die heerlikheid tegemoet sal gaan, vir die Here 'n getuie wees. En daarom sê die Bybel, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie. Ons moet die sout van die aarde wees. As kinders van God moet ons die lig vir die wêreld wees. Ons moet die verderf teewerk. Dis nodig dat ons die waarheid van God se woord so sal verkondig dat ons 'n verskil sal maak. Daarom sê die Here, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie. Dink by jouself. As die Here u in die hemel wou gehad het, het hy u al lank kom wegneem. As die Here wou gehad het, ek moes in sy heerlikheid al gegaan het, het hy al lank my lewe kom wegneem. Maar die feit dat u en ek vanmôre leef, die feit dat u en ek vanmôre asemhaal, die feit dat u en ek kan dink en kan praat en kan doen en kan loop en kan optree, is omdat God ons wil gebruik in sy diens en tot sy eer. Daarom moet u en ek aanmeld vir diens. Hou op wens dat u omstandighede sal verander. Hou op murmureer oor u omstandighede. Hou op murmureer oor alles wat in die wêreld aangaan. Ons is nie soos die wêreld nie. Ons is met God se gees deurdrenk, sê die Bybel. Ons moet anders te dink, anders te doen, anders te optree, want die Here sê vir ons, kyk, ek maak alles nuut, sê die Here. Ons weet hierdie aardse bestel sal vergaan, daar gaan 'n dag aanbreek waar die Here sy ewige koninkryk sal kom vestig. In die interim tyd moet u en ek nie heeltyd bid om ontslae te raak van hierdie aardse stryd nie, maar vir die Here te vra om in hierdie aardse stryd, met al hierdie omstandighede, vir hom 'n getuie te wees. Maar, hoor wat sê die Bybel verder, ek bid nie dat u hulle die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Vriende, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Wat bedoel ek?
Ons beweeg elke dag tussen die wêreldlinge. Ons moet versigtig wees dat ons nie met hulle sonde begin heel en deel van hulle gesprekke begin raak en na die plekke gaan wat hulle gaan en die sonde doen wat hulle doen en die begeertes koester wat hulle koester en so wêreldsgesind raak dat ons nie meer vir die Here iets kan beteken nie. So die Here bid en vra Vader, ek bid dat U nie die wêreld sal wegneem en hulle het 'n taak, hulle het 'n rol, hulle het 'n doel wat hulle moet vervul. Hulle moet my aan hierdie wêreld verkondig. Maar Vader, ek pleit by U. Ek bid U dat hulle nie deel van die sondige praktyke van hierdie wêreld sal word nie. Die kerk van die Here Jesus, vriende, is al so verbaster dat jy nie meer die verskil kan sien tussen gered en ongered nie. Ons het al soveel wêreldse praktyke ingevoer om die wêreld in die kerk te akkommodeer dat die boodskap van die kruis en van Christus en van redding en verlossing en heiligheid amper by die agterdeur verdwyn het. En ag vriende, ek pleit by U dat U en ek sal sien wat die Here Jesus vir ons bid. Dat ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld sal word of wees nie. Dat ons nie deel sal wees van hulle sondige denke, praktyke, doen en optrede nie. Maar dat ons werklik 'n lig sal wees. En dan, luister, tot daardie dag dat die Here sal sê, dit is die laaste dag vir jou op aarde, jy gaan nou na my toe kom. En dan hoe wonderlik om te weet, dat daar vir ons 'n heerlikheid voor lê. Hoor hoe pragtig sê Halleluja Lied 329 dit. Hier woon ek slegs 'n tyd, ginds is my huis. Hier is gevaar en stryd, daar is ek tuis. Uit smart aan elke kant red my God se troue hand. Ginds is my vaderland, daar is ek tuis. Vers 2 sê, hier is ek 'n vreemdeling nog, daar is ek tuis. Kort is my pelgrimstog, dan is ek tuis. Wild is die vloed gety, maar is die storm verby, dan wag die hemel my, daar is ek tuis. Dis so 'n pragtige lied. Vers 4 sê, daarom wil ek nie kla, daar is ek tuis. Wat ek ook hier moet dra, daar is ek tuis. Veilig is daar my pand aan Christus regterhand, in ginds se hemelland, daar is ek tuis. Vriende, as ons 'n ware verstaan van God se woord het, en van die heerlikheid en die hemel wat hy vir ons voorberei het, sal ons doelgerig op hierdie aarde leef, met mag en mening, die evangelie verkondig, want ons weet die Here Jesus bid, dat ons vir die tyd wat hy ons op aarde gun, so sal leef, dat ons nie deel van die wêreldse sonde sal word nie, maar sal uitstaan as kinders van die Here, en tot die dag, dat die Here ons sal opneem in sy heerlikheid. Daarom, moenie heeldag wens dat u doodgaan, of dat u by die Here sal wees in die hemel, of dat u nie meer op hierdie aarde wil wees nie. Bid eerder en vra Here, help my om die regte gesindheid te hê in my omstandighede, want ek weet u sal my nie 'n oomblik langer of korter laat lewe nie, maar wanneer my werk op aarde klaar is, sal my opneem in die heerlikheid, en sal u ook vir my vir ewig saam met u vergader, sodat ek u kan dien in gees en in waarheid. Mag die Here vir ons genade gee, om dan ook hierdie waarheid te verstaan en uit te leef tot eer van sy naam. Groete vir u en mooi dagie verder. Tada.